Hartlike goeiemôre van my kant af. Weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou hierdie is 'n bospatruis en interessant ook van hulle, net soos die rooikop houtkappers het hulle dan ook 'n duet tussen die pare wat hulle dan ook daardie roep het. Terwyl dit dan ook 'n harde roep is en 'n redelike bekende, sien 'n mens dat hulle baie keer ook hulle stert in die lug hou. En dit gee vir mens daardie idee van 'n kapokhandjie. Hulle woon in die woude en oop vlaktes waar daar nogal redelike dit redelik bebos is. En dan sal mense hulle ook naby water vind. Hulle is omnivore. Dus eet hulle klein insekte, blare, sade, vrugte. En dit hang ook maar net af wat in die seisoen beskikbaar is. Net so is daar ook maar seisoene en kind van God se lewe. Maar wanneer dit kom by die oorwinningslewe, is dit 'n wonderlike tyd wat ons ook weet dat daar oorwinning oor sonde is. Hebreërs 2 vers 18 kom en hy sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons word baie keer versoek om dan ook te sondig, en wil ek dit ook hierso noem, dat die mens dit ook mooi kan verstaan. Die duiwel is die versoeker, maar hy kan my nie laat sondig nie. Dis ek wat die sonde doen, dis 'n keuse wat ek maak, wanneer daardie versoeking kom. Dus moet ek weet dat die Here Jesus Christus self onder versoeking gelei het, en daarom kan hy my help, wanneer ek versoek word, om ook oorwinning daaroor te kry. Daarom het Hebreërs 4 vers 15 vir ons sê, want ons het nie 'n hoërpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Omdat hy sonder sonde was, en ook vir ons die voorbeeld gestel het, toe die duiwel hom ook versoek het, as daardie versoeking nie moontlik was dat hy sou sondig nie, hoekom sou die duiwel hom dan versoek het? Hy het geweet dat hy ook mens is, en ook die potensiaal het, maar dank die Here dat hy dit sonder sonde, deur daardie versoeking is, sodat hy ook die kruiswerk vir ons aan die kon gedoen het, om dan ook sy bloed te stort as onskuldige in ons as skuldige se plek. Wat 'n wonderlike voorreg om dan ook te weet, ons het 'n hoërpriester, wat met ons swakhede medelee het, wat vir ons kan help, wanneer ons versoek word. Juda 1 vers 24 wat ook sê, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Geen wonder dat Paulus het ook sê, dat hy jaloers is oor hulle, met 'n goddelike jaloersheid, as hy skryf aan die gemeente in Korinte. Want hy het hulle aan een man verbind, om hulle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Hoekom? Omdat Christus by magte is om ons te help, in hierdie oorwinningslewe, oor sonde en dinge in ons lewe, wat ons mag laat struikel. Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So, die Here se krag kom werk in ons, en hy gee vir ons die genade, wanneer ons hom vertrou, om ook oor daardie sonde en dinge oorwinning te kry, dat hy vir ons daardie krag en die instaatstelling gee, juis om dit te kan doen. Daarom het 2 Timoteus 4:18 ook sê, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red, om in sy hemelse koninkryk in te gaan. As hy hiervan praat dit van dat ons kan trou bly teenoor hom, en hy vir ons 'n stabiele lewe dan ook kan gee, ons geloof in hom kan groei, en 'n goeie gewete voor God te mag hê, 'n rein gewete, dat hy ons bewaar vir sy koninkryk. En hoe gaan ons dit doen? Ons oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Mag die Here ons help, mag hy ons in staat stel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vir ons 'n stabiele en 'n trou 'n lewe ook wil gee, waarin ons u kan vertrou, dat u vir ons ook genade en krag gee, om oorwinning oor sonde dan ook te mag behaal. Verheerlik u self in en deur ons lewens. Dankie vir die bloed, as ons struikel, wat vir ons kan kom reinig. Amen.